Prys die Here. Jy weet, baie keer kom mense in omstandighede. Sit by die dokter, en die dokter sê vir hom, dis jammer, kinders nie vir jy nie. En die stap uit met die algehele wanhoop van, wat nou? Waar is God wanneer mense hom nodig het? Dis die eerste wat hulle doen. Ja. Hulle verskillig, waar is die Here wanneer hom nodig het? En as die mens gaan lees in Johannes 11, en is een welbekende tekstgedeelte, wat daar baie boodskap uitgegaan het van die opwekking van Lazarus. Johannes 11. Van vers 1. Die hele plek gesoek, wil ek noem, ek het 'n vriend, dat julle ken hom, Wender Coetzee. En jou het melanoomkanker, jou is sy arm. Baie keer, dan stuur het my 'n voice note, dan kan jy hoor, hy man is met pyn. Maar ten spyte daarvan, dan sê hy oom Henny, ek weet die Here gaan my genees. Ten spyte van die gewas wat jy hang, wat ongemaklik is. Het ek nog nie een keer gehoor wat hy vra, wat nou, hoe nou? En dit het my altyd dan wonder, Here, maar wat is dit? Wat Hendrik? Weet, daar is soveel mense wat af hom gebid het. En dit gebeur niks. En vanoggend in die gedeelte om die Here en hy leer ons 'n les, dat dinge gebeur op sy tyd. Ja. Nie op ons tyd. God se tyd is nie ons tyd nie. Kom ons lees van vers 1 af. Hy sê, daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf, en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. En die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus het hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. As jy vir iemand lief is, of as jy die dokter bel, of as jy ambulant bel, dan wil jy graag jy moet nou kom. En dis toch hoekom Martha en Maria van Jesus gelaat weet het. Lazarus is siek. Hoe sê hulle? Voorkoming is beter as genesing. Om nou ding te probeer, kyk dat dit gou kan gebeur. Jy weet, en Jesus is getoefd op 2 dae. Hy wacht op 2 dae. En mense sal nou dink, omdat hy van Martha en Maria en van Lazarus lief het, dat hy daar kon begin loop het. Want hulle sê, dit is 2 myl. Ja, dink hy sê so, ja. En die feit is dat hy 2 dae vertoef. Omdat by die vers sê, waar hy sê, in vers 4, toe Jesus het hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God verheerlik kan word. In vers 7 sê hy, dit het 2 dae later kom hy, en eers sê hy, daarna sê hy sy disciples, laat ons weer na Judea gaan. Die disciples sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om nie te stenig, en gaan nie weer daar naartoe. Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag, daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar iemand in die nag wandel, stamp hy hom omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar gaan hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus af van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En sê ek is bly dat vir julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo.
Nou geloof, Hebreeën 11 vers 1 sê, geloof is die vaste vertroue in die dinge waarop ons hoop nie sien, maar nog steeds glo as dit so is. Ja. En wanneer jy wees in hy situasie kom soos my vriend, dan kan jy glo geloof. Hulle het nou al baie behandelings voorgegaan, baie geld uitgegee, want ongelukkig die staat taal met sy behandeling, die kom nie uit nie. En hulle het gegaan en hulle het geld ingesamel om die spiegel behandeling te doen. En nou kom ek geloof, hy sê geloof jy vaste vertrou op die dinge waarop ons hoop nie sien nie. Nou kom hy in Hebreeën 11 vers 6, en hy sê sonder geloof kan ons God nie behaag. Amen. So God is, dan kom hy, ek het gou die tekstvers lees vir julle, wat vir my wat so treffend is van hom. Hebreeën 11 vers 6. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. So ons, wanneer ons hom glo ons hy ons weet. Ek weet, ja, glo van jou gebruik is getuienis. Ons almal weet hoe siek sy was. Hoe siek sy was, het beteken nie kon sit soos die pyn al gevat het nie. En word beteken jy het dalk al op verstelling getwyfel, kan jy gesond word? Nee. Ongelukkig het daar die mense wat begin twyfel. Die vrou was die Here. Maar op 'n oggenddiens soos die. En daar gesê kom ons bid vir. En God het haar opgekom aan. Hy was die beloner omdat sy na hom gesoek het. En so doen so baie mense wanneer hulle hoor hulle is siek. Die eerste keer ek noem dit, dan ken ek snaak, maar die eerste keer toe ek hoor, ek gesê diabetes. En my broers en susters, ek het nog nooit van die siekte gekla nie, ek het nog nooit probleme gehad nie, ek het nie symptome gehad. Maar stres en druk het veroorsaak dat my bloedsuiker styg. En toe word ek nou die stem gesit, jy is 'n diabetes. En dan ek in die huis gesit en ek het gewonder wat nou. Want nou is het naalde indruk in die vingers en bloedsuiker, is hoog. Nou gaan jy nog kyk jy waar jy verkeerd het. Dis 'n hele ontwendering van jou lewe, want niks is meer dieselfde nie. En jy drink pille en jy doen dit en jy doen dat en niks wil help nie. En op 'n dag sê ek vir die Here, hierdie is nie die siekte van my. Maar wel, die Here is nie die siekte van my. Maar hierdie is nie van u nie. Hier is 'n ding van die duiwel my wil plaaslaan, om my geloof af te werk. En het begin, nou baie mense as sê ek is dom God. Ek het alle medikasie gevat en ek het gaan werk. Ek gesê dit nie van my. Want hoe meer ek medikasie druk, hoe sieker word. Ja, Ek verstaan nie. Jy doet ek wegpaal. En ek vat my geloof en ek glo dat God die beloner is. Amen. My broers en susters, hoe begin my terring afneem. Amen. Af tot normaal toe. En ek het van daai jaar, toe getoets ek dit oor. Toe sê die oogarts, meneer, die bloedsuiker is nou weer of hy is hoog. En ek het begin afsien. Amen. Want ek het net gesê, Here, dit is nie van my. Maar so maklik om die duiwel. En dit plaas goeders nie net siektes nie. Dit plaas probleme op jou pad. Dit plaas dinge op jou pad om jou te laat struikel. Om jou te laat voel, Here, nie is jy daar wanneer ek jy soek nie. Maar ons het ook gelees hier so in Johannes, waar die Here op sy tyd kom met en gesê wanneer hy na Lazarus toe sou gaan. Nou wanneer dit best verder gaan, kom het die jongen, ou Thomas, wat dieren was vers 16, genoem word en sy sê vir sy mede-disciples, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Hy het nie gesien wat God se doel is nie. Hy kon nie sien dat die Here het 'n bepaalde doel wat hy daar so nie. En vers 17 sê, toe Jesus dan gekom het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het op by Martha Maria gekom
om oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. As ek my eie prentjie volg, het Maria gesê, hy wou nie kom toe ons kom, so ek sit, ek kan nie uit nie. Sy dan ek al vervies vir die Here. En Martha kom en sê, Here, as u hier sou wees, sou my broer nie gesterf het. Amper verby. En Maria doen in vers 32 ook. Sy sê, Here, as u hier sou wees, sou my broer nie gesterf het nie. Wat sê die Here vir Martha? Sy sê vers 22, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Ten spyte van die verby. Ten spyte van die Here, u het nie opgedaag nie. Maar glo nog steeds, dat dit wat jy van God vra, sal hy vir jou gee. Jesus sê vir jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Jy sê, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sal kom. En nadat sy het gesê, roep sy vir Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. En so het Maria opgestaan en uitgegaan, en hy kom en sy het gegaan om by die graf te ween. Vers 32 kom, toe Maria kom waar Jesus was, en hom sien, val sy in sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword, in sy gees en ontstel. En hy vra vir hulle, waar het julle hom neergelegd? Om tyd te bespaar, en ek het verder. En toe hulle by die spelonk kom, vers 38, en Jesus het weer homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was 'n spelonk, en 'n steen het daar teen gelê. Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene. En sy sê vir hom, Here, ryk hom, want dit sal 4 dae dood. En my vriende indruk wat kanker het, as daar klaar mense wat hom sien, vir die dag wat hy sterf. Hulle sien die kanker, hulle sien hoe hy lyk, maar hulle sê, hy gaan dit nie maak. Want hy sê, hy moet maar sy sak met die Here regmaak, sodat die dag kom, dat hy kan sterf. Die Here die hy ryk aan. God is magtig om te kan doen, wat onmoontlik is. Amen. Het is onmoontlik vir Hendrik om te gaan lees. Dus die woord sê, hy ryk aan. Dis wat mense sê. O, menie, ek weet nie wat ek gaan maak. Weet jy, dan raak ek so ongelukkig om myself te sê, Here, kan jy nie jyself openbaar nie, soos in Johannes 11. En dan kom hy verder en hy sê vir hulle die steen wegvat, en dan sê hy ryk al, hy sal 4 dae dood. Vers 40 sê, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? En hy neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek het gesê, sodat hulle kan glo dat u my nie gestuur, dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom en hande en voete met grafdoeke gebind. En sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Dan wil ek net 'n bietjie verder gaan. Vers 45. En baie van die Jode
wat na Maria gekom het, en aanskouers was van wat Jesus gedoen het hom geglo. Ander het dit nie geglo nie, en hulle het na die Fariseërs toe gegaan, om Jesus aan te kla. So vanuit op mense wat daar gestaan het, en die wonderwerk gesien, en hulle gesien wat God gedoen het, en hulle het in hom geglo, wat hy gedoen het. Ander het gesê, as ons gaan lees in die evangelieboeke, maar kom ons sê hulle, hy doen die werk hier die duivel, die Wiesendijk. Ons sê, maar hoe kan Satan gedeel wees in homself? Hoe kan hy kan dit nie doen? God is 'n God wat wonderwerk doen. Dan kom ons by die vraag af, Here, waar is U? Wanneer ons U nodig het? Wanneer U voor ons gaan nie meer nie. Maar ek vra dat U saam met my gaan na Jesaja 43. Jesaja 43 vers 1 sê, want nou, so sê die Here, jou Skepper oor Jakob, jou Vermeerder oor Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nou wat er meer bemoedigende woorde kan jy kry? Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dan kom hy verder en hy sê vers 2, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. As die mense 'n bietjie teruggaan in die boek van Daniël, en jy gaan kyk na Sadrag besig aan met Nego, waar hy die beeldgoed aanbid, en dan sê nee, ons sal dit nie doen. Jy sê, die bekend lees en dan gaan jy die oorkoop. En hulle woorde was so, die oorkoning, as sou die God wat ek aanbid, my nie uit die vuur verlos nie, nog steeds sal ek nie bly. Amen. Ons almal weet wat gebeur het. Dat selfs die bewaarders wat hulle moes ingooi, het doodgebrand buite. God bewys hom aan die Nikolaïse en al die mense, dat hy 'n God is van wat. En wat is die Nikolaïse gesien? Is dit nie 'n groot seun? En hy man het daar uitgestap, hulle nie eens na rook gery. Is dit nie 'n God wat ons aanbid nie? Is dit nie 'n God wat sê as jy die rivier gaan, dat die nie sal skroei nie? Ja, hy is dan nie eens ryk na die rook nie. As 'n mens dan Jesaja 40 toe gaan, vers 27. Hy sê, waarom sê jy dan oor Jakob en spreek jy oor Israel? My weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. As ek teks gedeeld in Spreuke 18:21, wat sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Die eerste keer wat ek van die teksvers gehoor het, ek weet nie, ek weet julle sal nie mense ken nie, Amanda Smit en Michael Smit, haar broer lê in die Kaap, in die ICU, hulle gee my die hoofdbeer vir hom. En sy sê, Henny, sy bel my, Henny, wat dit vir ons? Sy sê, maar, spreek lewe. Want waar God is daar lewe. En wat jy spreek jy 18:21? Lewe en dood is die mag van die tong. Nou dat beteken bevrees vir Hendrik Coetzee se bedalwe. Dat daar te veel doodspreuke oor uitgespreek word. Dat daar te veel mense is wat nou negatief oor hom praat. En ek begin wonder, is dit nie nou die skeidsmuur tussen hulle en God? Die negatieve spraak. Iets wat hulle dalk verkeerd gedoen het. Maar my broers en susters, as goed is wat blokkeer, dat God hom nie kan genees.
En ek glo, en my hele wese, dat God gaan genees. Want die volgende tekstvers sê, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Hy gee die gronde van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat. Die jong man struikel self, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Ons kan amen sê daarom. Ja. As jy vanoggend moeg en vermoeid is, jy vanoggend voel jy weet nie meer wat ek kan doen. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my. Ek sal jou rus. Dis 'n belofte van die Here. Kom na my. Maar wat nou? Moet jy allerlei paaie. Bevolk plan A, B, C, D tot en Z. En as dit nie werk nie, onthou ons as 'n God. En dan wil ons gaan. My broers en susters, die Here sê, die wat vermoeid is, gee hy krag. Hy kom in vers, Jesaja 41 vers 10. Jy wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle sal almal beskaamd staan, en die skande kom wat op jou tonig is. Hulle sal word soos niks nie, jou teepartij sal omkom. Maar wees nie bevrees nie. Wanneer kom ons begin twyfel waar God is? Kan net aan die tekstgedeeltes kyk. Here, waar is jy wanneer swaar? Dan kan het maar gaan. Dan kan God sy woord op. Daar is soveel beloftes wat sê, kom na my. Kom na my. Ongeacht. En waar afsluit die volgende getuienis? We daar betrokken bij Maranatha gemeente. En die was ook een vrou, ek weet nie of ek het daar al genoem het nie. Maar daar was een vrouwtjie wat ziek was. Hulle het daar 3 maanden kans gegee, voordat sy zou sterven. En hulle het ons gevraagd in die gemeente te bid vir haar. En dan heb je ook die woord gedien van Hebreërs 11, ek gepraat oor geloof. En na die tyd, toe noem ek die dametjie sy naam, en ek vraag vir die gemeentelede, wie van julle glo dat God daar kan genees? Ja, en nou daar, hier tussen daar en daar opgekom, en anders maar gesluit. En al was self vir ek begin praat, en ek sê, ek glo God kan daar genees. Sy man en vrou gestaan en uitgestaan, en gesê, ek kan nie doen. Maar daar gelag. En ek het gesê, ons sluit die diens. En dan vir die vrou gaan. Die wat allemaal wat glo, om staan voor saam. Maar as jy nie glo die vraag, as jy die verskoon jouself. En ons vraag gebid, ons gesê, Here, volgens die wil, volgens die woord, en die gesê, sy sal genees word. En daar gelaat, het is voorbij. Maar intussen wat ek nie van weet nie, en sy het Pretoria toe gegaan vir tweede opinie. Maar ek kom toe, nou ek glo die Here dat genees, ek is opgewonde. En dan kom maar werk die sportgoed met aan die Lorentsgoed, ek kom my ken, die kwaai tannie. Dan kom ek by die tannie, sê tannie, hoe gaan het? Nou, ek vraag my aan tannie, ek kyk jou net so. Maar, vraag hoe gaan het? Goed, wat nou? Sê tannie is die skoondokter. En sê nie my ex-skoon. Okay? Hoe gaan het met haar? Hoe moet ek weet? Hoe moet ek nou nie so? Volgende 2, 3 jaar later gaan ek weer. Sy sê my man, wat is jou storie hier? Sy sê, jy weet niks moet gaan. En ek denk, 2 weke later, krijg ek een WhatsApp, waar sy self vir Real Maurits gestuur. Sy was intussen Pretoria toe. Die tweede opinie gaan kry. En toe die dokter die diagnose kyk en kyk en onderzoek aan. Sy sê, mevrou, het geen kanker, maar geen Amen. Wat ons hier goed Hy wat kan. Hy wat die riviere oopmaak, hy wat die see oopkloop. Hy kan dit volgens vir jou.
Al wat ons moet doen, met die woord vat, is om God te doen. Die geloof dan, die vaste vertrouwen, die dinge wat ons moet doen. Geloof is 'n baie moeilike saak. Want as jy daar in die hospitaalbed lê, en die dokter sê, as jy gesny, kan niks meer vir jou doen. Wat 'n hoop, wat 'n geloof moet jy dan hê? Maar om te kan sê, ja, ek moet vertrou. Amen. Ek wil vra vanoggend, dat ons vir Hendrik sal bid. Want nie vanoggend glo die Here gaan hom verwees, maar ek vra jy moet saam met my opstaan. Ek gaan vanoggend 'n geloofsgebed doen. Ek gaan niks moet doen. Ek gaan besoek hom, onderskraap hom, lees hom die woord van God en praat ontmoeten. Ek gaan vir hom niks doen. Maar die Here wat lewe, ek kan alles doen. Amen. Kan jy saam met my staan en ons wil bid. Here, die woord van die Here sê in Psalm 8, wat is die mens dat jy hom besoek en nie aan hom dink? Here, die woord sê jy het hom weinig minder gemaak, Here, as die engele. Here, die kom in die woord in Jesaja 43, Here. En jy sê, Here, omdat ons hoog geag en kostig in die oë is, Here. En nie ons lief het, Here. Here, nie ons by naam verroep. Here, kom ons vanoggend hierso. En ons kom in geloof voor U, ons staan in geloof voor U. Here, ons vat die woord van die Here. Ons weet, Here, as ons volgens die wil van God bid, Here. En ons wil vanoggend vir Kiri Kutsie, Hendrik Kutsie, Here, opdra vanoggend. Here, ek wil bid dat ons elke negatieve gedagte, elke doodswoorde wat uitkom, ons vanoggend bind in die naam van Jesus Christus. Here, elke skeidsmuur wat vanoggend is van hom en U is, Here, wat ons afbreek in die naam van Jesus Christus, Here, sodat U by hom kan uitkom, Here. Here, ons gaan bid vanoggend, Here. En ons sê dankie dat ons weet dat U die kanker, Here, van hom af gaan wegvat, dat jy hom volkome gaan genees, Here. En dat al die eer en die lof en die aanbidding, Here, na U toe sal kom en nie na ons die Here. Want ons as mens gaan niks doen, maar U sê, Here, U sê ewige God, ewige Vader, Jesus Christus, Here. Ons sê dankie dat ons vanoggend gaan bid vir hom, en ons kan opdra en ons gaan weet, Here, ons gaan loop vir dan 'n vaste vertroue, Here, op die dinge waarop ons hoop. En glo dat het so sal wees. En sê dankie dat ons op die beloftes kan vashou en kan weet U sal dit doen. Kom moet ons vanoggend, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here. Kan net soos bly staan en lees ons nummer 6. Voordat ek die priesterlike seën lees, ek wil vertel, 2 weke terug was ek toe op pad Khartoum toe. En almal ken die baie hoe dit lyk. Ek was, moes ek 'n gat geslaan het in die donkerte. As al twee die linker wiele se rims gebuig is. En ons het weer gelyk Khartoum afgelaai toe met die motor om hom af te blaas. Toe sien ons wat gebeur. Enigiets kon gebeur. En hy wag hier rond. Maar God het ons bewaar op die pad. En daarom glo ek in hierdie priesterlike seën. Daarom glo ek in dit weet, want ek ervaar dit self, wanneer ons ry. Hy sê, vers 24, die Here sal jou seën, en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê, en ek sal hulle seën. Wie vanoggend die seën van die Here wil ontvang, sê amen. Amen. Amen.